Goeiemôre almal. Ek wil julle nooi om sommer net jouself ook voor te berei vir vanoggend se tyd saam in Pinkster. Ons gaan 4 liedere sing. Al sou die vyf boom nie bot nie. Halleluja 2 3 4 moet ek gaan met leë hande. Vonk 104 wat 'n vriend het ons in Jesus en Halleluja 244 staan op vir Jesus. So voel vry as jy graag wil staan en sing, as jy ook meer as welkom, as jy net wil sit en hierdie woorde saam neerie dalk, omdat van hulle jy dalk lank terug gesing het, gebruik wat ook al jy nodig het, om jouself ook in te stel vir hierdie tyd saam. Kom ons sing dan gerus saam.
Met die ore sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en met die oë sal julle sien en glad nie insig kry nie, want hierdie volk se hart is afgestomp. Hulle kan beswaarlik met hulle ore hoor, hulle het hulle oë gesluit, sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle harte verstaan en terugdraai en ek hulle genees nie. Maar gelukkig is julle oë, want hulle sien en julle ore, want hulle hoor. Amen, ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en hulle het nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het nie gehoor nie. Genade en vrede in die oorvloed van God, ons ouer, met sy uitspattige genade, en in Jesus Christus, ons opgestane Here, baie welkom by vanoggend se diens. Kom ons gebruik 'n oomblik sommer net om mekaar ook te groet met die vredesgroet. Draai sommer net aan die mense links, regs van jou, agter jou, sê vrede vir jou. Welkom by die diens. En so ook vrede vir almal wat inskakel vandag en van die huis af kyk of dalk van huis die tron af. Dis bly julle kan op so 'n manier inskakel. Kom ons sing 'n loflied. Kom ons staan en ons sing dan lied 547 alle volke. Klap julle hande. Ek wil sommer van die begin af bevestig wat die tema is vir vandag. Gister het ons gekyk na wat gebeur wanneer 'n wegloop kind, wat ons is, wat gebeur wanneer ons opdaag. En Jesus skets hierdie prent wat Corneil vir ons weer vertel het vanuit die konteks waarin hierdie storie vertel is, om te wys hoe skokkend dit is, 'n God wat genadig is. God wat ons op 'n afstand sien kom en nog voor ons kan berou betoon of jammer sê, hardloop hy ons tegemoet, druk hy ons. En maak nie saak reg wat ons sê nie, hy herstel ons tot sy kind weer. En kon net baie moeite doen om ons te vertel hoe skandalig die pa se optrede is eintlik. Ons weet van die seun, maar hierdie is 'n moeilike konsep vir ons baie keer om te verstaan. 'n God wat so genadig kan wees. Maar vandag praat ons oor wat gebeur wanneer vroue opdaag in Jesus se lewe. So dis waarop ons gaan fokus, maar met vooroordeele werk dit ook so dat die een ding waarop ons fokus, bepaal ook wat ons gaan mis. So die een ding wat ons wil raak sien, maak ook dat ons 'n klomp goed gaan miskyk. So soos ons verder gaan,
Hou asseblief in gedagte wat die tema is. En soos ek verder gaan, wil ek dit duidelik maak, ek ontken nie dat mans nie ook geraak word deur mishandeling en ook die slagoffers is van geweld en die slagoffers is van 'n klomp aaklige goed nie. Dit gebeur duidelik. Maar vandag praat ons oor vroue wat opdaag by Jesus. Ek het gedink om so 'n bietjie te begin dalk in plaas van die evangelie stories waar ons nou kom om dalk 'n bietjie konteks te skep van die land van ons lewe. In die eerste net dalk 'n waarskuwing. Hier is 'n reg swaar sessie saam met ons vanoggend. Dit is moeilik om oor te praat ook en is dalk nie geskik vir almal nie en ek sal dit verstaan. Maar kom ek vertel net gou so 'n bietjie agtergrond voor ons wegspring. In 2022 is daar in die eerste 3 maande van 2022 10.818 verkrachtings aangemeld. As dit uitgewerk word, beteken dit dat daar 'n vrou vir elke 3 ure van daardie 3 maande verkragt is. Julie, Augustus, September van 2023 was dit 10.516, daar was 14.401 aanrandings, 881 moorde van vrouens. 1 in 5 vrouens wat in 'n verhouding is met iemand met wie hulle huis deel, ervaar fisiese geweld deur die een met wie hy saam. Onder 50% van vrouens meld aan dat hulle emosioneel of ekonomies mishandel word deur hulle intieme partners, eggenote of die een saam met wie hulle bly. Tussen 12 en 28% van vroue het al aangemeld dat hulle iewers een of ander tyd in hulle lewe seksueel mishandel is. Ek was nie lank hier in die dorp gewees nie, toe het 'n kolonel van die polisiestasie met die Christenleiersforum kom gesels en die statistieke van Hermanus gedeel en gesê dat die polisie weet nie wat om te doen nie, of die kerke nie kan intree nie, of kerke nie kan bid nie, kan help op een of ander. Hierdie fokus, dink ek, is nodig in 'n land soos hierdie, met hierdie gewelddadige of vreeslike, geweldige getalle van misdaad veral teenoor vrouens. Maar dit is vir my persoonlik ook lê dit na in die hart, want ek moes leer sien oor 'n klomp vooroordele. Ek moes leer dat die Suid-Afrika waarin ek woon nie dieselfde een is waarin my vrou woon nie. 'n Eenvoudige ding wat ek nou die dag weer besef het, is dat wanneer ek besluit om te gaan draf ek of die son skyn of nie skyn nie. Ek gee nie veel om nie. Ek gee ook nie regtig om waar ek gaan draf nie. Maar wanneer my vrou wonder of sy gaan draf of gaan stap, wil sy weet of moet sy mooi dink wat se tyd van die dag dit is, waar dit gaan wees en of daar mense gaan wees wat kan help as daar moeilikheid is. Ons lewe nie in dieselfde Suid-Afrika nie. Ons kyk nie na dinge dieselfde nie. En die ergste is daar's 'n spektrum van goed en vooroordele wat maak dat ons nie wat 'n man is, nie kan sien die wêreld waarin my vrou lewe nie. Aan die donkerste kant van die spektrum is dit hierdie statistieke wat ek nou net gelees het. Van vrouens wat net objekte is wat gebruik en misbruik en weggegooi kan. Aan die ander kant, die ligter spektrum, is dit byvoorbeeld 'n vriend van my wat na 'n lang dag van kantoorwerk by die huis kom en dan net vir 45 minute wil sit en TV kyk, want hy's moeg. Sy vrou wat ook 'n kantoorwerk het en ook so lank gewerk het, wanneer sy by die huis kom, moet sy skoonmaak en met die kos begin en na hulle 9 maande oue baba kyk. En wanneer sy vir hom vra, voor hy nou genoeg gerus het, wil help nie, dan sê hy, jy kan bly wees, ek is bereid om enigiets te doen. As mans wat niks doen nie. Op hierdie selfde kant spektrum is iets so laf, soos nou die dag in die mall, wat ek saam met my 2 seuns stap, en iemand keer my voor en sê, o, baby sit jy vandag? En ek skrik myself lam, want ek het my 2 kinders by my, ek weet nie waar die kinders is wat ek baby sit nie. Ek weet nie waar hulle is nie. Jy sien, want as Adele voorgekeer word met die 2 kinders, dan word daar nie aangeneem sy baby sit hulle nie, sy is mos net hulle ma. Nee, julle hoor wat ek sê, dit verklap iets van die verwagtinge wat ons het van vroue, van wat hulle moet doen, en waar hulle moet wees en hoe hulle moet optree. So ek stel sommer my eie vooroordele reg in die begin.
Ek het groot geword in 'n huis waar my ma die godsdienstige leier van die huis was. Die een wat vir ons gebid het, nog steeds vir ons bid. Die voorbeeld was, wat vir ons na verskillende gevat het in die hoop dat my pa iewers tot bekering sou kom. Ek het 'n suster op wie ek baie trots is, en gelukkig is sy ook getroud met 'n baie geduldige man, want sy pak haar passies en drome aan met baie entoesiasme. Ek het 'n vrou wat 3 susters het, en al 4 van hulle wys vir my gereeld dat hulle dinge kan bereik, dat hulle kan goeders doen, dat hulle nie hoef terug te staan of te wag vir 'n man om dit vir hulle moontlik te maak nie. Ek het uitgebreide met vrouens wat ook vir my wys hoe maklik vrouens in weerlose finansiële posisies beland. Omdat dikwels die sorg vir hulle kinders kies bo 'n loopbaan, hoë inkomste. Nou met erken ek mos nou, hier's 'n paar goed wat ons mis, want hier is iets spesifiek waarop ons gaan fokus. Maar dis hoekom ons 'n reeks het. Dis goeders gaan fokus, en hopelik is hierdie net die begin van 'n gesprek wat ons kan verder voer. So met dit alles in gedagte, kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ek steek vir ons 'n kers aan om ons te herinner dat daar is wat gekom het en vir ons kom leer, en die Heilige Gees uitgestort is wat ons in staat stel en binne in ons wil werk sodat ons beter kan sien. Kom ons bid saam, ons fokus. Verwondering, help ons om met verwondering te kan kyk na die wêreld rondom ons, na die mense rondom ons. Diepte van misterie, help ons in waarheid so diep dat dit alle kennis oortref. Fontein van deernis, help ons om na ander te kyk met deernis. Argitek van geregtigheid, help ons om deur die lens van geregtigheid te kyk. Openbaring van die waarheid, help ons om te sien wat werklik is. Heilige wysheid, wie se teenwoordigheid die ganse skepping vul, help ons om ons horisonne te verbreek. Lig van glorie, help ons om met nederigheid en verwondering te kan sien. Amen. Daar teks 3 op. En die eerste storie is regtig merkwaardig. Ek wil hê voor ons dit lees, moet ons 'n paar goed in gedagte hou. Hierdie is die langste gesprek wat Jesus met enige iemand het in die Nuwe Testament. Hy praat langer met die Samaritaanse vrou by die as wat hy met sy disippels praat, as wat hy met sy aanklaers praat of met sy eie familie. Hierdie eerste mens volgens die Johannes Evangelie aan wie Jesus sy identiteit as die seun van God openbaar. Hierdie is ook die eerste gelowige wat spontaan 'n evangelis word en haar hele dorp na Jesus toe lei. Dit is 'n merkwaardige storie. So kom ons lees dit saam uit Johannes 4 uit vers 5 tot 30. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie." Jesus het haar geantwoord, "As jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Meneer, u het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee." Jesus het haar geantwoord, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie.
Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot 'n ewige lewe, tot die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg gaan bid, maar julle sê, Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n tyd wat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie, ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Juist op daardie oomblik het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. Tog het niemand gevra, wat wil u van haar hê of waarom praat u met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe? Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Dis 'n lang storie, met daai bietjie agtergrond klink dit vir my anderste, en net soos met gister, wat se inligting wat Corneille gedeel het, klink dit vir my, nadat ek dit geleer het en hier gelees het, is dit dalk toe nie so eenvoudig soos dit wat ek op Sondagskool geleer het oor hierdie vrou nie. Dat die prentjies oor haar wat ek in die kinderbybel gesien het, dalk nie die hele storie vertel het nie. My gemeenskapsvooroordeel, manier hoe ek groot geword het altyd maar hierdie vrou as 'n sondaar van een of ander seksuele aard, 'n losbandige vrou uitgebeeld. Dis die prentjie van haar in die kinderbybel, dis die preke wat ek gehoor het, dis hoekom sy op die 6de uur van die dag daar is, want sy soort van verwerp, niemand wil met haar meng nie. Julle het seker ook al hierdie tipe preke gehoor, nê, oor die put, die vrou by die put. So, ek het dit dan ook daarna altyd gelees op 'n manier wat bevestig wat ek reeds glo oor hierdie vrou. Nee, een van daai vooroordele. Maar ek wonder as ons sou noukeurig lees, soos wat ons graag wil doen met hierdie, of dat Jesus dalk net 'n mens ontmoet. 'n Mens wat 'n geestelike dors het, wat skerp is, wat interessante vrae vra, en dan sien Jesus dalk 'n evangelis raak. Hy vra die regte vrae en antwoord daar op die regte manier, sodat sy nog mense gaan haal om na haar toe te kom. Jy sien wat interessant is dat Jesus, dat nie die skrywer van die storie of Jesus self enige iets van die seksuele morele aard sê van haar verhoudings met hierdie ander mans nie. En in baie ander stories, die een wat ons hierna gaan lees, eindig dit waar Jesus vir hulle sê, gaan dan en sondig nie meer nie. Dit word nie vir hierdie vrou gesê nie. Dis afleidings wat ons dalk maak oor haar. Hierdie storie is een van Jesus wat 'n klomp dele soort van verbreek, openbaar, uit oor die muur klim van 'n klomp van hulle. Die eerste een is die etniese of rassehaat tussen die Samaritane en die Jode. Dink gou gesprek oor waar daar aanbid moet word. Dis gewortel in 'n diep geestelike, kulturele, etniese verskil wat die Samaritane met die Jode het. Wat gelei het tot 'n klomp bloed wat gevloei het tussen hierdie twee groepe. Jesus praat met haar. 'n tweede grens wat Jesus oortref is, Jesus is 'n man wat op sy eie saam met 'n vrou is wat op haar eie is. En dan is sy nog 'n Samaritaanse vrou. En dan vra hy nog vir haar 'n guns. Dis nie iets
wat 'n Joodse man doen nie. Dis nie wat ongetroudes doen nie. Jesus sien 'n mens raak. Ek dink oor hoe dit vandag dalk wys op die stigma wat ons vandag nog het, sekere vrouens. Sekere vrouens wat weggehou moet word van ons mans af. Sekere vrouens wat op sekere maniere behandel word en uitgesluit word. Nie omdat ons omgee oor die waarheid nie, maar oor ons vooroordele maak haar 'n byt. Die argument wat gebruik word om hierdie vrou, wel ten minste my ondervinding is, die gedeelte wat ons gebruik om haar in te kleer as iemand wat seksueel losbandig is, dat hierdie storie eintlik oor moraliteit gaan, die feit dat sy 5 mans gehad het. Nee, met hierdie baie mans. Maar dis 'n afleiding wat ons maak, waarskynlik uit ons vooroordele uit. Omdat ons 'n sekere prentjie wil glo oor hierdie vrou, want ons kon net so maklik afgelei het, dat die feit dat sy in die middel van haar by die put is nie om vir ons te vertel dat niemand met haar wil uithang nie, maar dalk net vir ons te vertel hoe dors Jesus was. Dat dit op die hitte van die dag was. Ons kan net sowel afgelei het dat sy soveel mans gehad het, want die swaarhuwelike wet was in plek gewees. Dat haar oorspronklike man oorlede is, en dat sy dan vir die swaar gegee sal word, sodat haar oorspronklike man se bloedlyn sal aanlewe, dat sy naam sal bly voortbestaan. En dat die dalk dood is en so aangegee is, dink aan die storie van Tamar in die Ou Testament. Nee, dit het al gebeur. Dit kan wees dat sy geskei is, dat daar mans was wat met haar geskei het omdat sy onvrugbaar was. Want jy sien, in hierdie tyd kan vrouens nie van hulle man skei nie. Hulle het nie daai reg nie. Sy het dalk ook net weggehardloop. Ons kan 'n klomp ander afleidings maak oor hierdie vrou, maar ons lees goeie soos wat ons graag wil dit sien, sodat ons kan bevestig word in dit wat ons reeds glo oor mense. Jesus sien 'n vrou, 'n mens, met haar hele geskiedenis, en hy laat haar nie skaam voel daaroor nie, hy veroordeel dit nie. Ons is geneig om hierdie vrou en vandag nog vrouens met 'n sekere geskiedenis of agtergrond skaam te laat voel oor dit wat met hulle gebeur het. Kom ons gaan na ons volgende storie toe. Die volgende verhaal is dan 'n verhaal van 'n vrou wat wel dan nou in 'n seksuele, morele situasie beland het en wel skuldig is. Johannes 8 van vers 3 af. Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom: "Meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap terwyl sy oorspel pleeg. In die wet het Moses ons beveel om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u?" Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kan hê waarvan hulle hom kan aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi." Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het, het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het oorgebly en die vrou daar in die middel. Jesus het toe regop gekom en vir haar gevra: "Vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie?" Sy antwoord: "Niemand nie, meneer." Jesus sê toe: "Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie." Een van die maniere om ook te sien wat ons nie nou kan sien nie, om te leer sien, is om boeke te lees. Ek wil graag 'n storie lees wat Jacques omskryf. Hy's een van daai mense, as hy iewers optree of praat of 'n boek het wat jy kan lees, tel dit maar gereeld of gerus op. Hy help my dinge sien of anders te sien. Hy skryf 'n storie. Die opskrif is: "Hier mis die prostituie selde 'n oggenddiens." 'n Paar jaar gelede praat ek by 'n interessante gemeente. Die meeste mense was gewone kerkmense. Die soort mense wat jy oral in eredienste sien. Maar daar was ook vreemde mense. Verbasing toe ek 'n klompie straatkinders in die agterste banke opmerk. Ons was nog besig met lofprysing toe 'n gehawende man met 'n verband om sy kop ingestrompel kom. Hy het na alkohol geruik, sy balans was nie lekker nie.
tot my verligting skuif iemand weg sodat die ou kon sit. 2 haweloses kom ingestap. Weet hulle nie 'n mens moet betyds wees vir kerk nie? Net voor die preek begin, gaan sit 'n paar vroue in die voorste banke. Later hoor ek, hulle is prostituie. Hulle mis glo selde 'n oggenddiens. Dit was beautiful. Terwyl ek daar voor staan, onthou ek iets wat ek op Twitter gelees het. Don't judge me because I sin differently. Jesus het baie meer gepraat oor geldgierigheid en geestelike hoogmoed as oor dronkenskap en prostitusie. Hy waarsku dat ons nie vir God en mammon kan dien nie. Hy vertel die storie van die ryk godsdienstige man en die arme Lazarus wat buite moes sit en bedel. En hy sê vir die welaf jong man, hy kan hom net volg as hy sy geld vir die armes weggee. Dalk moet ons nie so verbaas wees wanneer 'n prostituut, 'n dwelmverslaafde en 'n hawelose 'n erediens bywoon nie. Dalk moet ons eerder verbaas wees omdat so baie welaf mense wat vir hulle self leef en net nou en dan krummels vir die armes gooi, so eredienste. Dis nou as jy die dinge wat Jesus gesê het ernstig opneem. Op 4 evangelies sien ons dat Jesus 'n groter probleem met die godsdienstiges gehad het as met die klassieke sondaars. 'n Groter probleem met die rykes as met die armes. In die kerkomgewing vandag is presies die teendeel te dikwels waar. Die armes word bloot gesien as 'n probleem wat opgelos moet word en die klassieke sondaars voel dat hulle eers moet ophou drink en vloek en rondslaap voordat hulle mag naderkom. Een van die vrae wat kerkleiers vandag te min vra, is waarom die groepe mense wat destyds so tuis gevoel het by Jesus, vandag so ontuis voel in ons kerke. En hoekom mense soos die ryk jong man en die fariseërs wat destyds so gefrustreerd was met Jesus, deesdae so gevlei voel. Jesus het kom wys hoe groot God se genade is. Dis die goeie nuus, ook vandag. Ek glo God se genade is so groot dat daar selfs plek vir tipiese kerkmense in sy koninkryk is. Maar mag ons tot die ontdekking kom dat ons ook sondaars is. Arme mense wat genade brood nodig het. Ek dink aan 'n storie, elke hierdie episode hoor, die buurtwag in Gordons Bay. Dit's 'n oulike groep mense wat baie doen vir die gemeente, 'n gemeenskap in Gordons Bay wat 'n klein dorpie is. Hulle werk hard om die dorp veilig te hou vir meeste mense, maar binne in hierdie groep is daar altyd hierdie karakters wat dink hulle is MPI of hulle speurders in Jump Street, wat 21 Jump Street of so. So wat dan so gebeur is dat van hierdie Magnum PI ouens 'n sting operation reël. Hulle noem dit, dis hulle taal wat hulle gebruik ook. Hulle was nie 'n dag in 'n polisieopleiding of enigiets nie. Hulle reël dan die sting operations want hulle wil die sekswerkers gaan vastrek wat tussen die woonbuurte rondom. Daar's 'n paar strate in Gordons Bay waar die sekswerkers in die aande is. So wat hulle dan doen is jy weet hulle ry rond en vra vir die dienste en sodra hulle genoeg bewyse het, reël hulle vir die arrestasie van die sekswerkers. En ek wonder altyd hoekom daar nie so baie moeite gedoen word om die kliënte te vang nie. Want hulle is net so skuldig. Net soos die man afwesig is met wie hierdie vrou in oorspel betrap is. Ek dink dis waarskynlik omdat die kliënte in ons kerkbanke sit op Sondag en dalk selfs deel is van die buurtwag. Ek sien en ek het daar gereeld ook die kontak vooroordeel gehoor. Jy sien, want wanneer die prostituie, as jy met hulle gesels, met die sekswerkers, sou hulle vir jou vertel het, dat die polisie en die law enforcement hulle gereeld ook opgetel het. Na 'n plek toe gevat het, van hulle dienste gebruik gemaak het en nie betaal het daarvoor nie. Dis 'n verkrachting. En hulle sou nooit kon aanmeld iewers nie, want die oortreders is die mense by wie hulle dit sou moes aanmeld. Die Magnum PI ouens was nie vreeslike behoefte gehad om dit uit te wys en aan te spreek nie. Jesus kyk blykbaar anderste na ons oortredings en daai tipe lewe wat ons lei. En hy is nie so vinnig om ons in kategorieë te plaas van rein en onrein, skoon en vuil nie. Ek dink een van die redes vir hierdie storie, vir die manier hoe Jesus dit uitbuit, vir dit wat hy gesê het vir hierdie vrou se aanklaers, was dat as ons vooroordele
ons altyd rein en skoon en onskuldig hou, stel dit ons heeltemal te maklik in staat om moordenaars te raak wat mense met klippe doodgooi. Stel dit ons te maklik in staat om woorde te gebruik wat mense seermaak. Kom ons lees ons laaste verhaal vir vandag. Markus 7 van vers 24 af. Hy het daarvandaan weggegaan en na die gebied van Tyrus vertrek. Hy het 'n huis binne gegaan en wou nie hê dat iemand dit moet weet nie, maar hy kan nie onopgemerk bly nie. En gou het daar 'n vrou wie se dogtertjie 'n onrein gees gehad het, van hom gehoor en voor sy voete kom neerval. Dit was 'n Griekse vrou van Sirofenisiese afkoms. Sy het hom gevra om die demoon uit haar dogter uit te dryf. Hierdie pauses is nie intentioneel nie. Hy het vir haar gesê, laat die kinders eers versadig word, want dit is nie mooi om die kindertjies se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie. Sy antwoord hom toe, Here, die hondjies onder die tafel eet darm van die kindertjies se krummels. Daarop sê hy vir haar, op grond van wat jy gesê het, gaan huis toe. Die demoon het reeds uit jou dogter uitgegaan. En toe sy by haar huis kom, kry sy die kindjie op die bed lê en die demoon was reeds uit haar. In Markus, as ons die hele Markus evangelie ook noukeurig sou gaan lees, sien ons dat daar 'n paar onbekende, anonieme vrouens is, wat op kritiese tye in hierdie storie baie belangrike rolle speel. Die les wat Jesus vir sy disippels probeer leer het, word beliggaam of uitgelig deur 'n vrou wat nie 'n naam het nie. Die eerste ene is Petrus se skoonma. Petrus se skoonma word genees, ons weet nie wat haar naam is nie, en sy reageer deur dadelik te begin dien. In daai tyd, in daai paar verse rondom hierdie storie van Petrus se skoonma, is die disippels besig om te wonder wie die belangrikste is. Die een ding wat hulle nie wil doen nie, is dien. Hierdie vrou sonder 'n naam is die een wat doen wat Jesus nie kan regkry om vir sy disippels te laat sien nie. Een van die ander vrouens is die vrou wat gelei het aan bloeding en aan Jesus se kleding gevat en genees is. En toe Jesus aankom wie sy is en met haar praat, sê hy, jou geloof het jou genees. Hy prys haar vir haar geloof. Want net voor dit was daar 'n groot storm gewees. En die disippels het paniekerig geraak. En Jesus beskuldig hulle van klein geloof. Daar's 'n storie van 'n arm weduwee wat met haar 2 kopermuntstukkies offerandes gee by die tempel. En sy is die voorbeeld wat Jesus gebruik om vir sy disippels te sê, dit is wat dit beteken om alles te gee. Nie 'n bietjie uit jou oorvloed uit nie. Daar's 'n vrou wat Jesus se voete kom salf met geurende dierolie. En om iemand te salf is om hulle te verklaar om te hulle as 'n iemand wat uitverkies is, soos die Christus of die Messias. En dis ook om iemand voor te berei vir die graf. Iets wat Jesus vir sy disippels gesê het gaan gebeur. Iets wat sy disippels nie kan verstaan nie, kom beliggaam hierdie vrou. En dan kry ons hierdie verhaal van die Sirofenisiese vrou. Ons lees haar verhaal raak tussen 'n episode wat net plaasgevind het waar 5000 mense kos kry. En net na hierdie storie is daar 'n episode waar 4000 mense kos kry. Reg in die middel van dit kom hierdie vrou. En sommiges in hierdie kan jy gaan jy op verskillende maniere lees of interpreteer, maar hierdie is ook die enigste keer wanneer Jesus 'n debat verloor, toegee, dat iemand anders reg was, en hy dalk verkeerd was. Nou, as ek dink Jesus verloor hierso, en dis weer moeilik om te aanvaar, dan is hierdie ten minste 'n voorbeeld daarvan, van Jesus wat dalk toelaat dat iemand met hom in debat tree, en iemand se siening kan insien. En as die seun van God, die Messias, kan luister na 'n vrou van 'n vreemde afkoms, wie is ons om nie te luister na die mense rondom ons nie? Hierdie episode is dan nou juis episodes wat gaan oor 'n oorvloed kos. En wat sy weer vir die disippels wys, is dat by hierdie tafel wat deur hierdie Messias voorberei word, is daar nie net krummels nie, daar's genoeg vir almal.
Daar's plek vir almal om hierdie tafel. Daar's genoeg. Ek gaan afsluit met 'n paar opmerkings. Die eerste een is 2000 jaar terug het Jesus 'n klompie vooroordeele rondom vrouens uitgedaag, uitgelig, oor hulle geklim, deur hulle gehardloop. Ons het die stories van dit vandag nog. Ons lees dit. En die rol wat vrouens gespeel het, vat nie baie moeite nie. Ons hoef nie fyn te gaan soek vir hulle nie. Hulle is daar in die evangelies. Hulle is 'n belangrike deel van Jesus se bediening. As vrouens sonder name, vrouens wat ondersteun het, hulle het 'n groot rol gespeel in die vroeë kerk. Maar dit het nie baie lank vir die kerk gevat, vir die mensdom gevat, om hierdie vooroordeele net weer op te tel nie. Om weer dit wat Jesus gebreek het bymekaar te kry en te sê, nee, ons wil graag vashou hieraan. Ons wil graag blind wees op hierdie maniere. Ek dink aan hoe hierdie vrouens gesien is, hoe hulle uitgebeeld word in ons kinderbybels. Die preke wat ons al oor hulle gehoor het, die goed wat oor hulle gesê is en die afleidings wat gemaak is, nie gebaseer op dit wat daar staan binne in ons Bybels nie, maar dit wat ons graag wil glo dalk oor vrouens of oor hierdie vrouens. As ons noukeurig lees, sien ons dat dit dalk 'n ander prentjie is. Ons lewe in 'n samelewing vandag met geweldige druk op die voorkoms van vrouens. Veral met die koms van sosiale media het dit nog vererger en die impak wat dit het veral op tienermeisies is geweldig. Ons lewe in 'n samelewing, 'n kultuur wat baie behep is met die moraliteit en die reinheid van vrouens, terwyl mans kan kinders maak en weghardloop van hulle verantwoordelikheid van pa wees. Ons lewe in 'n land waar ek uit persoonlike ondervinding weet dat die hof nie geskik is om ten minste mans verantwoordelik te hou vir die finansiële sorg van hulle kinders nie. Vroue en verhoudings met vroue word so maklik geseksualiseer, want vrouens is so maklik geseksualiseerde objekte, dat Hollywood ons laat glo dat mans en vroue nie vriende kan wees nie, daar moet een of ander seksuele ondertoon wees. Mans en vroue kan nie net langs 'n put sit en saam water drink nie, daar moet iets verdag wees. En die ergste is, dit het nie vir ons lank gevat, na hierdie stories afgespeel het, om dieselfde goed weer te glo oor vrouens nie. Wie van julle het al gehoor van dat Maria Magdalena 'n prostituut was? Nee, het julle dit al gehoor? Ja? Die ding is net, dit staan nie in die Bybel nie, dit is nie daar nie, dit is 'n afleiding wat ons gemaak het. Dit is 'n Paus Gregory wat in die jaar 591, voor die eerste millennium verby is, hierdie idee gehad het en dit verkondig het as waarheid. En wat interessant is dat dit vandag nog die prentjie is van Maria Magdalena, terwyl baie van die ander goed wat die Rooms-Katolieke Kerk hierdie eeue gesê het, verwerp is, bevraagteken is, betwyfel is. Maar ons wil graag blykbaar glo dat hierdie Maria Magdalena so 'n losbandige vrou was. Ek wil, die laaste ding wat ek wil sê is, asseblief moenie hoor wat ek sê oor hierdie vooroordeele, veral rondom die manier hoe Jesus vrouens sien, en hoe ek dink hy ons nooi om vrouens te sien as 'n vroue teen mans gesprek. Hier is nie 'n debat, 'n kant waar die een reg is en die een verkeerd is nie. Ons is nie opponente nie. En ons is albei, mans en vrouens, oortreders en slagoffers van dieselfde vooroordeele. By my vorige gemeente het ek 'n vroue kollega gehad. Nou, Sondag aand het ek gepraat oor hoe ek bewus geraak het van waar ons klere vandaan kom. So ek het 2 pakke, ek het 'n handjievol dasse, ek het 'n paar hemde. Ek het hierdie baadjie gaan ek aanhou dra tot hy gate in het, of Adelle, om met 'n skers sny, want sy dink is tyd vir 'n nuwe ene. Maar ek het dieselfde klere en ek dra dit so. Vir 'n Sondag moes sy nie net voorberei vir haar preek nie, maar ook moes sy dink wat sy gaan aantrek. Want sy het dikwels kommentaar gekry oor hoe sy lyk, wat sy aantrek. En daai kommentaar het nie van mans gekom nie, maar van vrouens. Dit wat die seerste gemaak het van was vrouens wat na die tafel kom praat het oor haar voorkoms. Ons is beide oortreders hierso, skuldig aan hierdie vooroordeele.
Maar mans is ook nie net die oortreders nie, maar ook die slagoffers hiervan. Ek dink aan hoe mans gespot en verkleineer word, dalk is hiervan julle wat 'n belangstelling gehad het, graag iets wou doen wat eintlik beskou is as iets wat vrouens doen. Wat nie jou gunsteling stokperdjie kon najag nie, want dit is nie wat die manne doen nie. Ek sien hoe mans die mooiste dele van hulle kinders se grootwordjare mis, omdat hulle voel dis nie die plek vir 'n pa om te wees of 'n plek vir 'n man om te wees nie. Ek dink aan mans en paas wat ontoeganklik is vir hulle vrouens en vir hulle kinders, omdat hulle geleer is dat daar sekere dele van jou lewe is wat jy moet onderdruk of dalk verdrink, want dis wat manne doen. Ek dink aan mans wat hulle lewens verloor het, omdat hulle tog net moet wys dat hulle nie vroue is nie. Ek kan baie passievol raak hieroor, want ek dink hierdie stories wys vir ons dat om te kan sien kan lewens red. Nie net anderse nie, maar ook ons eie lewe. Mans en vrouens. Ek dink dat Jesus ons kom doen het deur ons te leer, deur vooroordele uit te daag. Help ons om net mense beter en mooier te kan raak sien. Dit help ons om mense te kan sien, broers en susters, mense vir wie ons kan lief wees, verhoudings waarin ons iets van hierdie uitspattige genade kan weerspieël. Kom ons bid saam. Bron van verwondering, help ons om met verwondering te kan sien. Diepte van misterie, help ons om genot te vind in waarheid so diep dat dit alle kennis oortref. Fontein van deernis, help ons om met deernis te kan sien. Argitek van geregtigheid, help ons om met geregtigheid te kan sien. Openbaring van die waarheid, help ons om te sien wat werklik is. Heilige wysheid, wie se teenwoordigheid die ganse skepping vul, help ons om ons horisonne te verbreed. Lig van glorie, help ons om met nederigheid en verwondering te kan sien. Amen. Ek nooi julle om saam met my te staan en ons slotlied dan te sing. Ek weet verseker, lied 514.
soos ons na elke gesprek sommer ook wil sê net is, as jy dalk iets gehoor het wat vir jou hoop gee, is dit dalk 'n vooroordeel wat opgebreek is. As jy iets hoor wat jou ontstel of irriteer, het jy dalk self vasgeloop iewers teen 'n vooroordeel. Dis net die begin van die gesprek. Asseblief laat ons verder saam gesels, saam leer sien, wat ons weet nie alles nie, wat ons sien nie alles nie. So ek wil julle seën met hierdie woorde, mag die Heilige Gees wat in jou woon, jou dapper maak, om in die voetspore van Jesus te stap en om toe te laat om jou te leer, sodat jy, wat geskep is deur God, in die oë kan kyk van ander, en ook God in hulle oë kan sien. Amen.